Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. Mag ek en jy ook vandag tot 'n rus kom in die onvoorwaardelike liefde van ons hemelse Papa Vader Jesus en die Heilige Gees. Ons tema vanoggend is nooit vir altyd nie. Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Een van die groot realiteite van die lewe is, dat nie een van ons vandag presies dieselfde mens is, as wat ons gister was nie. Ons is 'n dag verder op die lewensreis. So vandag ontmoet ek en jy mekaar, en ons is op dieselfde plek omtrent in die lewe. Maar dan gaan ons weg van mekaar af, dan gaan jy aan met jou lewe, ek gaan aan met my lewe, en so groei ons, maar soos wat ek jou gesê het, as ons in Christus, deur sy Gees, op die hart, een is in sy liefde, dan gebeur die interessante ding, dit maak nie saak, wat het in jou lewe gebeur, en wat het in my lewe gebeur nie. Wanneer ons by mekaar kom, is daar die liefdeseenheidsband in Christus weer daar. Maar dan moet ek en jy opvang. Dan vertel jy vir my jou storie, en ek vertel vir jou my storie, wat het intussen in my lewe gebeur, sodat ons net weer op dieselfde bladsy kan kom. En dit was nou presies waar ek en Ousus en James, haar man en my 2 kleinkinders, moes begin, toe ek nou hier aanland in Switserland. Ons moes net weer op dieselfde bladsy kom. En wat 'n wonderlike ontdekking was dit nie, om te ontdek en te sien, hoe elkeen gegroei en geleer uit die dinge wat gebeur het in ons lewens, mense wat oor ons pad gekom het, wat God se groter prentjie vir ons lewens is. Maar nou was ek vir 'n lang rukkie, so 6 weke wat ek hier in Switserland was. En nou het ons saam gegroei, en jy het weer naby aan mekaar gekom, en nou kom die weggaan. En soos wat ek jou gesê het, ek is nie iemand wat sterk is op totsiens sê nie. Die tuiskoms in mekaar se harte, dis wonderlik. Maar dan weer om weg te gaan, is hartseer. Want 'n mens weet nie, wat vorentoe op hierdie lewensreis met elkeen van ons gaan gebeur nie. En een van die dinge wat 'n realiteit is, en ek speel nou nie doemprofeet nie, maar die realiteit is dat hierdie keer se totsiens sê, dalk net die heel laaste keer kan wees, wat ek my oudste seun my arms kan hou, my skoonseun, my kleinkinders. En dit maak dit baie moeilik. Maar saam met die moeilik, is daar ook 'n wonderlike deel. En dit is, dat ek en jy kan weet en moet weet, dat dit nooit finaal is nie. In die sin, sou iets gebeur, is die wonder van God se liefde, dat ons vir ewig saam met hom, en hulle vir wie ons lief is, gaan wees. Jesus was ook op 'n punt waar hy moes totsiens sê. En weet jy, sy totsiens was so 'n spesiale totsiens. So asof hy wou dankie sê, en asof hy vir Oulaas, vir die disippels die grootste les wou leer, het Jesus hulle voete gewas. Die grootste daad van liefde het Jesus gedoen, om vir hulle te wys hoe kosbaar hulle vir hom is. Om vir hulle te wys wat liefde is. Liefde is 'n vergeet van myself en dinge wat benede my is. En die doen van dinge wat moeilik is, maar wat ewigheidswaarde het, en wat ewige herinneringe nalat in die gedagtes en in die koppe van mense. Ek is doodseker, nie een van die disippels sou ooit vergeet het, daardie oomblik, toe Jesus hulle voete gewas het nie. En toe gaan Jesus verder
en hy bid vir sy disippels, die hoëpriesterlike gebed. En weet jy wat vir my die mooiste? Hy vra vir die Vader om hulle een te maak in sy liefde, hulle op die harte te connect met sy liefde, soos wat hy en die Vader en die Gees een is. Wow! Daarmee kom wys Jesus vir ons, al wat saak maak, soos wat ek gesê het, jy moet God lief hê, jy moet jou naaste lief hê, hoe? Soos jouself. En in die begin leef vanuit God se bron van liefde, begin ons al hoe meer sy koninkryk hier op aarde gestalte laat kry. Want dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor om in liefde vir ander daar te wees. Om in liefde 'n pad saam met ander mense te stap. 'n Pad van integriteit, karakter, liefde, vreugde, vrede. En so kan ons aangaan. Op 'n stadium het ek Hoeka 'n video gemaak van 'n pappa en 'n dogter wat op die lughawe gestaan het. En iemand wat naby hulle gestaan het, het gehoor hoe die pappa vir die dogter sê, I wish you enough. I wish you enough. Standing at an airport, I overheard a father and daughter in their last moments together. They had announced the plane's departure, and standing near the door, he said to his daughter, I love you, my darling, and I wish you enough. She said, Daddy, our life together has been more than enough. Your love is all I ever needed. I wish you enough too, Daddy. They kissed goodbye, and she left. He walked over to the window where I was seated. Standing there, I could see he wanted and needed to cry. I tried not to intrude on his privacy, but he welcomed me in by asking, Did you ever say goodbye to someone knowing it would be forever? Yes, I have, I replied. Saying that brought back memories I had of expressing my love and appreciation for all my dad had done for me. Recognizing that his days were limited, I took the time to tell him face to face how much he meant to me. So I knew what this man was experiencing. Forgive me for asking, but why is this a forever goodbye? I asked. I'm old and she lives much too far away. I have challenges ahead, and the reality is her next trip back will be for my funeral, he said. When you were saying goodbye, I heard you say, I wish you enough. May I ask what that means? He began to smile. Oh yes, anytime. That's a wish that has been handed down from other generations. My parents used to say to everyone. He paused for a moment, and looking up as if trying to remember it in detail, he smiled even more. When we said, I wish you enough, we were wanting the other person to have a life filled with enough good things to sustain them. He continued, and then, turning toward me, he shared the following, as if he were reciting it from memory. I wish you enough sun to keep your attitude bright. I wish you enough rain to appreciate the sun more. I wish you enough happiness to keep your spirit alive. I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger. I wish you enough gain to satisfy your wanting. I wish you enough loss to appreciate all that you possess. I wish you finally enough hellos to get you through the final goodbye. He then began to sob and walked away. For today and every day of your life,
I also wish you enough. My wens vir jou is genoeg van alles wat jou deel is in God vir die res van jou lewe. En daarom ook deel van hierdie totsiens sê, is dat ons vir oulaas vir mekaar sê, as dit dan so sal wees, dat ons mekaar nooit weer gaan sien nie. Wat sal jy graag vandag vir my wil sê, en wat wil ek vandag vir jou sê? En weet jy, dit is 'n wonderlike oefening, om net vir 'n oomblik stil te word, en mekaar te eer, met dit wat in 'n leeftyd gebeur het, die pad wat 'n mens bevoorreg was, om saam te kom stap, en die verskil wat julle in mekaar se lewens gemaak het. En nou wil ek sommer aan die grens gaan. Die realiteit is, ons is mens, en dit is moeilik om totsiens te sê. Maar die wonderlikste hoop wat ek en jy het, is geleë in dit wat Jesus gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer om julle te haal, sodat julle saam met my kan wees. En in ons wees in die liefdesparadys saam met Jesus en saam met ons mense. Dink net vir 'n oomblik wat 'n fees gaan dit wees. Liefde groete. Shalom. Baie dankie, Here Jesus, dat U vir ons kom leer het wat liefde is, hoe liefde in aksie lyk, maar dat U ook vir ons die grootste stuk hoop kom gee het, om te kan weet, dat wanneer ons ook eendag aan die einde van hierdie aardse lewe kom, dat ons dan kan instap, tuis kan kom in ons Vader se huis, waar U vir ons plek gereed gemaak het, Here Jesus, om vir altyd saam met U en almal vir wie ons lief is te kan wees. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.